Ek sit te dink hier vanmôre aan een van die sinne wat oom Johannes altyd gesê het, wat my so diep geraak het, en ek sien dit vandag en ek gebruik dit vandag, besonder baie. Oom Johannes het altyd gesê, mens moet luister na 'n mens se agterste woord. Nou luister ek so na my radio hier op die plaas, nou hoor ek wat gaan aan in die wêreld. En dan hoor 'n mens, jy weet nie lekker wat kan jy glo en wat kan jy nie glo nie. Soveel so, ek het nou so tyd terug op YouTube op sulke wonderlike video's afgekom van diepsee diere. Nogal met David Attenborough, dit klink net hy wat nou sê van die diere. Nou na so 'n maand of wat, stuur ek dit vir my suster in Kanada aan. Ek sê, het jy geweet daar sulke goed? En sy stuur toe vir my met so, jy ken hy emoji wat so lag, dat die trane so loop. Sy stuur vir my die emoji, sy sê, my suster, dis AI. Nou weet my sê, ek ben David, dis David se stem. Dis hoekom ek het geglo het. Nou weet my sê lekker wat moet jy glo? Hoe moet jy glo? Net nou die dag sien ek weer op Facebook, oom David is dood. Ai kon, dadelik sit ek my radio aan en niemand sê daar vir my oom David is dood nie. So ons lewe in 'n wêreld waar jy nie weet wat jy kan glo nie, wat is waar. En dan is die valse inligting is oor groot goed. Dis nie klein goedjies nie. Nou kom ek terug na die oom wat gesê het, luister altyd na iemand se agterste woord. As een nou besig is hier om jou te kwelletjie en hy gebruik sy tong op alle maniere om jou die kant toe en dan daai kant toe en daai kant, hy wil jou deurmekaar maak, dat in die tyd dat hy vir jou die ding sê wat hy wil sê, dan weet jy glad nie waar jy nie. Maar wat daai een nie weet nie, en dit het ek nou al soveel keer in my lewe gesien. As een nou so op my afkom, nou luister ek die ding, en ek kan nie lekker uitmaak nie, en ek kan nie, en daai een wat die storie vertel, wat nou noodwendig nie waar is nie, of nie lelik, of wat lelik is, of jou nie goed gesind is nie. Hy kan nou heuning, of sy kan nou heuning om my mond smeer, maar gewoonlik het in die laaste 2 woorde, dan kan daai een nou nie meer daai groot leen hou nie. Dan hoor jy in die agterste woord, wag. Hoe lyk, laat ek net weer luister? En as jy weer luister, dan hoor jy al die woorde wat daai een se laaste woord vooraf gegaan het nog doenbaar geklink. Maar daai agterste woord, kon hy dit nou nie meer keer nie, toe wys hy sy volle klere. En dit gee mens ook, as ek nou so een hier voor my het, ons is so, hoe praat die Engelsman, quick on the draw, om te reageer, of 'n opinie te gee, of om te sê, nee, dit is nie so nie, of wag. As 'n mens kalm genoeg word, en ek het nou hoeveel keer gepraat met julle, en met almal wat ek praat, vertel ek van die haarworteltjies. Die haarworteltjies vind uit, lank voor die agterste woord, lyk my hier, is 'n ding nie lekker nie. Dat 'n mens terugtreë van daai plek van hoogspanning, waar jy gespanne is oor dit wat jy aanluister, en jy is nie seker hoe moet jy reageer nie, en jy weet nie lekker wat moet jy sê nie, wag net daar. Wag vir daai agterste woord. En as jy die agterste woord gekry het, dan sê jy iets soos wat ek altyd doen, dan sê ek wil net gou 'n draai loop. En as ek my draai loop, dan dink ek nou dink ek, wag. Voor ek nou hoek, lyn en sinker vat wat hierdie een vir my sê, kom ek luister net weer na daai agterste woord. En ek is so lief vir woorde. En mag ons woorde gebruik, eties gebruik, sag gebruik, en mag ons altyd ons woorde gebruik, terwyl ons in ons waarheid staan.